Die Facebook-plasing van Magnus Carlsen, die wêreldbekende skaakspeler wat in die AI ChatGPT gespeel het my weer in die dink gesit. In 'n wêreld van kunsmatige intelligensie, in 'n wêreld van algoritmes en data, bly daar nog steeds iets oor wat ons nie kan programmeer nie. Menslike aanraking. Nou, ons leef in 'n tyd waar nommers alles geword het. Mense is niks anders as statistiek nie. Die nommers van kliënte, nommers van gebruikers, nommers van gevalle. Ons praat oor datasets en analitiese modelle, algoritmes. Maar elke syfer dra 'n storie. Elke grafiek het 'n gesig. En elke gevolgtrekking raak iemand se hart. Niks. Nie selfs die slimste AI of die vinnigste rekenaar kan daardie menslike aanraking vervang nie. Niks in hierdie wêreld sal ooit my dogtertjie se warm lyfie wat in die laatnag by my inkruip kan vervang nie. Niks kan die speelse manier vervang waarop ek my seentjie se hare de mekaar krap as ek hom by die skool groet nie. En dit is waar menslike lewe nie net data is nie, maar vlees en bloed, asem en warmte. En dan dink ek in die teks in Matteus 8 vers 3. Jesus het sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Jesus kon die melaatse op 'n afstand gesond gemaak het. Een woord sou genoeg gewees het. Maar hy raak hom aan. 'n Man wat niemand anders wou aanraak nie. 'n Man wie se siekte hom onaanraakbaar, onaantastbaar gemaak het. En dan in daardie oomblik word die statistiek 'n storie. Die nommer kry 'n naam, genesing kom nie net deur mag nie, maar deur teenwoordig wees. Miskien is dit ons roeping in hierdie AI-era, om nie net data te verwerk nie, maar teenwoordig te wees. Om mense nie net as kliënte, leerders of users te sien nie, maar as kinders, vriende, geliefdes, kollegas. Om nie net te praat nie, maar te raak met ons woorde, met ons hande en met ons oë. Want die wêreld mag verander. Programme mag slimmer word. Masjiene mag al hoe meer doen. Maar niks kan die aanraking van 'n mens vervang nie. Mag jy vandag deur jou woorde, jou hande, jou oë, mense se harte aanraak. Kom ons bid saam. Ons dierbare God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons mag weet dat U nie net 'n teorie is nie, maar dat U in Jesus Christus mens geword het, vlees en bloed, onder ons kom woon het en mense aangeraak het. Dankie dat U nog steeds deur die Gees ons elke dag aanraak. Ons gebed is, Vader, wil U gee dat ons deur ons woorde, deur die manier hoe ons na mense kyk en hulle aanraak, iets sal oordra van hierdie tasbare liefde wat ons by U leer ken het. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig hoe belangrik aanraking is en wat se krag eintlik daar agter lê in ons AI-era. Tot 'n volgende keer.